waar ons voor U sit as U kinders, Here. Here God, wil ons vanaand se erediens ook aan U wy. Here, ons is nie net hier vir onsself, ons is hier want ons werklik hoor wat U van ons as gemeente ook vra. Here God, ek vra dat U werklik met elkeen van ons sal praat. Here, open ons oë, open ons gedagtes, open ons ore, en Here, open ons ore, en Here, open ons harte, om vanaand te sien, te begryp, te hoor, en te beleef wat U vir ons wil sê. Spreek, Heer, want die dienaars luister. Amen. Liewe gemeente, ons teksgedeelte vir vanaand is Efesiërs 5 vers 6 tot 20. Dit is 'n lang gedeelte, maar dit is so 'n mooi gedeelte en dit sê so baie. En ek wil baie moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed is en reg is en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense lig daarop val. En as iemand bekend geword het, is dit in die lig. En daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom van wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle eerder vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus. Nou, liewe gemeente, hierdie teks sê so baie. En ek dink ons kan baie vereenselwig in ons tyd hier vandag met hierdie teks ook. Maar lig is 'n baie belangrike deel van die skepping. Dink net hoe mooi is dit om die sonsopkoms te sien na 'n lang nag. So asof die son die skaduwees wegjaag. Dink net aan hoeveel kinders is bang vir die donker en die oomblik as daar lig is dit asof die donker sy mag verloor. Dink net aan die natuur en hoeveel van die natuur lig nodig het om te kan leef en te kan groei. Want julle sien, lig openbaar dinge. Dit maak dinge duideliker en lig is ook lewe. En dit is presies wat Paulus in hierdie gedeelte vir die gemeente van Efese wil leer. Die Christene leef nie meer in die donkerte van die sonde nie,
maar wonderbaarlike lig van Christus. Die tema van vanaand en eintlik ons hele Pinkstergedeelte is, omdat my verlosser leef, is daar sekere goed wat ons kan doen. En vanaand se tema spesifiek is, omdat my verlosser leef, omdat my verlosser leef, kan Jesus se lig ook deur my skyn. En hierdie tema rus op 'n baie groot waarheid. Jesus Christus leef. Opgestaan uit die doodheid en hy regeer nou aan die lewende Here se sy, want hy leef ook. En omdat hy die lewende Here is, het hy nie gekom om ons bestemming, hy het nie net gekom om ons bestemming eendag reg te kry nie. Maar hy verander nou al ons lewe hier op aarde, terwyl ons nog hierdie aardse lewe leef. En die Here gebruik ons. Hy is die bron van elke gelowige se lig, en daarom skyn sy lig deur ons in hierdie donker wêreld. En Christus het ons uit die duisternis kom red. Ons kan nie daarmee stry nie. En Paulus begin met 'n ernstige waarskuwing. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. En die wêreld probeer altyd om sonde mooier te maak. En dit so baie keer in te kleur, om dit as lig te verkoop. So baie mense dink hulle kan vryheid buite Christus kry. Maar buite Christus is daar net sonde. Buite Christus is net aan sonde gebonde. En die mensdom dink hulle kan sien. Die mensdom dink hulle weet wat waar is. Maar buite Christus wandel die mensdom eintlik in blindheid voor. Kom die evangelie, die hoop. Het sê, vroeër was julle ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. En let baie mooi op wat Paulus hier sê. Paulus sê nie, Paulus sê nie, hulle was in die duisternis nie. Hy sê, hulle was duisternis. Sonde was nie net iets wat hulle gedoen het nie. Dit was deel van hulle natuur, van die mensdom se natuur. Maar nou in die Here Jesus Christus het alles verander. Daar is vir ons 'n nuwe weg. Daar is vir ons 'n nuwe lewe. En dit is die wonder van die genade. Deur dit gemaak. Jesus haal mense uit die ryk van duisternis en bring hulle in sy wonderbare lig in. Geliefdes, dit is die hart van wat ons glo. Ons kan onsself nie red. God red ons deur genade alleen, deur geloof alleen en deur Christus alleen. As Christus nie geleef het nie, sou ons steeds verlore gewees het. Maar omdat hy leef, het hy die lig. Van die opstanding na ons toe gebring. En het hy die donker graf kom verlig. Hy die graf kom oopbreek. En daar ware gelowige sê, ek was blind, maar nou kan ek sien. Ek was dood, maar nou kan ek leef. Ek was duisternis, maar nou is ek lig in die Here. Verder roep
Christus ons as kinders van die lig, om soos kinders van die lig te leef. Dit is baie maklik om te sê, ons glo, maar om werklik daai lig te leef, in 'n wêreld wat so uitdagend is soos ons sinne, en ek dink, soos wat die disippels ook beleef, maar tog roep Christus ons. Paulus sê, leef as kinders van die lig. Met ander woorde, wees in praktyk wat julle reeds in Christus is. Die evangelie verander nie net ons status voor God, nie. Dit verander ons hele lewenswandel. En dit is so. Somtyds is daar tye in ons lewe wat ons afdwaal. Maar Christus is nie ver nie. God is nie ver nie. En hy kom haal ons, soos 'n herder, sy lammers, sy skape kom haal. Paulus noem 3 vrugte van die lig: goedheid, geregtigheid en waarheid. En ons as gelowiges moet hierdie vrug leef. Wanneer ons dink aan goedheid, moet ons dink aan hoe Christene die karakter van Christus moet uitstraal. Ons lewe liefde en barmhartigheid dink. Moet ons dink aan hoe ons nie meer in die sonde leef nie. Ons begeer nou heiligheid, want Christus is heilig. Ons wil reg leef voor ons God. En wanneer ons dink aan ons God, en wanneer ons dink aan die waarheid, dink ons aan hoe 'n ware kind van God nie leef in leuns nie, in die donkerte nie. Hulle probeer tot die beste van hulle vermoë wandel van God se woord. Maar Paulus gaan nog verder. Hy sê, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Die werke van duisternis is onvrugbaar. Ons hoor dit. Sonde beloof ook vrug, maar dit bring leegheid na elke gelowige. Dit beloof vir ons lewe, maar in werklikheid bring dit vir ons die dood. Hoeveel mense jaag vandag nie die van Christus te soek? Ons sien dit so baie in ons wêreld vandag nog, in ons eie gemeenskappe, en soms baie hartseer in ons eie gemeentes. Die liefdeloosheid, die selfsugtigheid. Mense wat nie kan erken dat Christus ware koning is nie. Maar ware gelowiges is ligdraers. Ons kan nie in die donker voortleef nie. Veral nie wanneer ons sê dat Christus se lig in ons woon nie. Paulus sê self, stel dit eerder aan die kaak. En dit beteken nie ons moet hard word nie. Hoogmoedig word nie. Want ons is partykeer geneig tot hoogmoedigheid van geloof. Ons dink ons is beter omdat ons in Christus glo. Dit beteken eerder dat ons wêreld ontmasker. Wanneer Christus of Christene eerlik leef, veral in 'n wêreld wat so korrup is soos ons sin. Wêreld waar dit moeilik is om eerlik te leef. Maar as ons dit doen, skyn Christus se lig deur elkeen van ons.
En dit gebeur definitief nie omdat ons die reg het om gelowiges te wees nie. Die reg het om gered te word nie. Nee. Maar omdat ons verlosser leef. Maar dan hoor ons daardie pragtige oproep. Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. So baie mense, hulle harte is koud, hulle gewetens is afgestomp, hulle dink nie eers aan God nie, hulle leef net vir hierdie wêreld. Maar die evangelie, nee, God roep ons en sê, word wakker. En dit is wat Christus deur sy woord en sy gees vir ons doen. Hy wek die dooies op, dooie sondaar op. En soos Lazarus uit die graf uit opgestaan het, roep Christus vandag nog mense uit hierdie geestelike dood uit op. Miskien is daar dalk vanaand iemand wat so voel. Is daar dalk vanaand iemand wat so voel. Jy lees nog jou Bybel, jy gaan nog kerk toe, maar jou hart brand nie meer vir Christus nie. Ek het Sondag wat verby is, 'n bietjie met die kinders ons kerk gesels en vir hulle gevra, wat is Pinkster? En ek vertel vir hulle toe hoe die Gees soos 'n vlammetjie op die gelowige se kop kom sit het. En dit het my laat dink dat die Gees wat in my is, laat dit my nog voel asof my hart brand vir Christus, asof ek daai vlammetjie het. En ek dink dit is 'n vraag wat elke gelowige moet vra. Brand ons nog werklik vir ons God? En ek wil dit net sê, dit lyk anders vir elke persoon. En elkeen van ons moet ons eie harte gaan ondersoek. Dit is nie vir iemand anders om te doen nie. So kom ons hoor weer die stem van die Here wat roep, wat sê, word wakker. Christus het nie aan die kruis gesterf, sodat ons halfhartig kan leef nie. Hy het opgestaan om ons volkome nuut te maak. Omdat Jesus leef, is daar hoop vir die afgedwaaldes, hoop vir die gebrokenes, hoop vir die skuldiges. En sy lig kan weer deur elkeen van ons skyn. En Christus kom gee aan ons hierdie geesvervulde lewe. Paulus sê, word vervul deur die Gees. die Gees. En hier sien ons die groot verskil tussen die wêreldse vervulling en geestelike vervulling. Die wêreld soek ontsnapping buite goddelikheid, maar dit laat die harte leeg. Die Heilige Gees alleen kan die mens en ons as gelowiges vervul. En wanneer ons toelaat dat die Gees ons beheer, verander dit, dat die Gees ons beheer, verander dit dinge vir ons. Selfs ons aanbidding verander. Ons harte loop oor van psalms en lofgesange en geestelike liedere, selfs in moeilike tye. Ek weet, daai vreugde wat ons beleef is anders as enigiets wat die wêreld vir ons kan bied. Enigiets wat die wêreld vir ons kan bied buite God. Want hoeveel keer het ons nie al deur moeilike tye gegaan nie, of weet ons van mense wat deur moeilike tye gaan,
en nog steeds standvastig bly. En hoeveel keer is daar nie mense wat afgedwaal het nie. En daarom kan ons werklik ook vir mekaar intree, vir daai gelowige, medegelowige, wat iewers te afgedwaal het. Ons as gelowiges kan sing, omdat ons 'n lewende verlosser het. Ware aanbidding kom uit harte wat deur genade oorweldig is. Ons harte verander ook. Ware Christendom is nie net 'n godsdienstige, uiterlike leefwyse nie. Dit is liefde vir Christus wat werklik vanuit ons harte kom. Ons ingestiep taal van 'n verloste mens. Selfs in swaar kry kan 'n gelowige dankbaar wees, want Christus leef. Selfs in pyn hou ons vas aan daai hoop, want ons verlosser leef. Selfs in donker dae weet ons, die lig van Christus sal uiteindelik ook oorwin. Geliefdes, hierdie wêreld is donker. Ons kan dit nie ontken nie. Om ons. Maar die antwoord op hierdie donker is nie menslike wysheid nie. Dit is altyd Christus. Hy is die lig van die wêreld. Wanneer ons in sy heiligheid wandel, wanneer ons die sonde aflê, wanneer ons sy waarheid leef, wanneer ons vervul word met die Gees, dan word die lig van Christus sigbaar in ons lewens. En nie tot ons eie eer nie, maar tot sy eer alleen. En omdat hy leef, kan sy lig ook deur elkeen van ons skyn, selfs in hierdie donker wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, U leef werklik. Laat U lig deur elkeen van ons skyn. Skyn in ons huise, Here. Skyn in ons gemeentes, Here. Skyn in ons werksplekke. Skyn in hierdie donker wêreld. En Here, gebruik ons, elkeen van ons, tot eer en verheerliking van U naam alleen. Amen. Gemeente, ek wil graag 'n seën uit Johannes 20, vers 21 oor elkeen van julle uitspreek. Ek gaan iets vra en dit is soms 'n bietjie ongemaklik vir mense. Maar ek gaan vra dat as jy voel jy wil hierdie seën vir jouself, steek een hand uit. En as jy jou medegelowige vandag ook wil seën, steek die ander een uit. En dan sê ek die seën vir ons. Soos die Vader Jesus gestuur het, stuur hy julle ook. Vrede vir julle, gemeente